Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Weet jy hoekom is dit so belangrik om nooit van God se goedheid te vergeet nie? Want wanneer ons van God se goedheid vergeet, begin ons krediet vat vir dinge wat God eintlik in ons lewens gedoen het. Jy het dalk hard gewerk om te kom waar jy vandag is in jou lewe. En voel dalk maar, dit is ek wat hierdie besigheid met my hande opgebou het. Maar wie het vir jou daardie hande gegee? Of ek het hierdie besigheidsplan heeltemal self uitgedink. Maar wie het vir jou daardie verstand gegee? Of ek het in die sweet van my aangesig gewerk vir waar ek vandag in my lewe gekom het. Maar wie het jou die vermoë gegee om so hard te kan werk? 1 Korintiërs 4 vers 7 sê, want wie trek jou voor? En wat het jy wat jy nie ontvang het nie? En as jy dit dan ontvang het, waarom roem jy asof jy dit nie ontvang het nie? Die vraag wat Paulus hier vra is, wat besit jy in jou lewe wat jy nie van God af ontvang het nie? Alles wat jy in die lewe het, die vermoë om te sien, die vermoë om te hoor, die vermoë om te eet, jou vryheid, jou gedagtes, is jy aan God verskuldig. Jy sou nie eers vandag asem gehaal het, as dit nie vir die goedheid van God was nie. Jy sien, wanneer ons deur 'n moeilike tyd gaan, en lus voel om op te gee, is God steeds goed. Hy is nie die outeur van ons probleme nie. Wanneer slegte dinge met ons gebeur, is God steeds goed. Hy doen nie goeie dinge vir ons, omdat ons goed is en dit verdien nie. Nee, hy doen goeie dinge vir ons, omdat hy goed is en hy ons liefhet. Ons kan staat maak op God se goedheid in ons lewens. Die sleutel tot geluk en vervulling is nie altyd om ons situasie of omstandighede te verander nie, maar om nooit God se goedheid te vergeet nie, en om God toe te laat, om God in ons lewens te wees. Here, soms wankel my geloof, en sukkel ek om U goedheid te sien, te midde van die lewe se uitdagings. Help my om U goedheid in alle dinge raak te sien, selfs al maak dinge nie sin nie. In Jesus naam bid ek dit.